Daar sê goeiemôre gemeente, verskriklik lekker om weer terug te wees. Baie welkom by die erediens. Andries sing saam met ons en Martijn sing saam met ons. Mense Martijn en Henko gaan ook saam met ons kom sing. So ek het na Rassie Erasmus gekyk, so ek wil ook 'n bietjie diepte bou in die sang. Dis my. Ja, welkom Andries. Lekker om terug te wees. Ek was begin met 'n kinderlied. Ons kinders is ook terug by die jeugbediening en alles in die skole. 'n Regtig ou kinderliedjie, Liedboek 543, Here Jesus, ek is klein, vers 1. Vers 1 en vers 4. Ek sê altyd, toe ek in 'n Kestel was, het Frank van der Merwe die hoof, julle sal hom onthou. Hy het elke Vrydag na ons saal-periode, dan sing hy O Lord my God. Sonder uit die hele jaar deur, dit was sy favourite song. Ek wil hê ons moet staan, dis een van die groot 5 in die liedboek. Dis 'n ongelooflike loflied. So kom ons staan en ons sing O Lord my God, vers 1 en 4. Broers en susters, baie welkom vanmôre. Dis terug, dis lekker om almal van julle te sien. Ek hoop almal van julle wat weg was met vakansie, het dit verskriklik baie geniet. Ek het so hier en daar foto's gesien en video's van vakansie. Dit het regtig gelyk of ons gemeente, die wat weg was, dit verskriklik baie geniet het. En dit is ook wonderlik dat ons die voorreg het om dit te kan doen. Maar ek moet vir u sê, dis vanoggend verskriklik lekker om terug te wees. Ek het verlede Sondag by Eureka gepreek by ons gesamentlike diens. En maandagoggend toe ek opstaan, toe het ek so 'n baie snaakse gevoel wat ek amper seker my hele lewe nog nooit gehad het nie. Is amper 'n moedelose gevoel.
En toe ek nou mooi gaan dink wat dit is, toe kom ek agter ek het ons gemeente gemis. Om elke Sondag saam te wees, broers en susters, en vir 4 weke dit nie te kon hê nie, het my siek gemaak. Dit klink snaaks om dit te sê, maar dit is eerlik vanmôre. En vanoggend toe ek hier instap en die konsistorie en die lekker gees beleef en vanoggend in die erediens instap, toe voel dit vir my alles is weer oukei. Voel vir my daar's weer balans in my lewe. Dit voel vir my daar's weer ritme en dit voel vir my dis weer 'n wonderlike begin van 'n nuwe week. Dankie daarvoor en mag die Here ons ook in hierdie tweede deel van die jaar 'n wonderlike tweede semester gee. My Vlam 39, ek wil kom stil word hier aan die voete. Ek wil kom hoor wat U vir my sê. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat dit by my opkom. Amen. Broers en susters, die Here groet U vanmôre en sê vir U genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. In die volgende paar weke gaan ons 'n paar ontmoetings saam met mekaar beleef.
En in besonder gaan ons 'n reeks bietjie kyk na ontmoetings met die opgestaande Here Jesus Christus. Maar ook wat belangrik is ontmoetings met die Here Jesus Christus wat op aarde was. En een van hierdie ontmoetings was met 'n Fariseer. Terwyl Jesus op die aarde was, kom 'n Fariseer eendag na Jesus toe en hy vra vir hom, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Want in hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Broers en susters, ek wil vra dat jy net so sal sit. Ons lied gaan ons ook net so singende sing. Maar ek wil vra dat jy so sit vir 'n oomblik en hierdie ontmoeting wat ons vanmôre by die Here het, ook in die hart sal beleef. Ons het vanmôre 'n ontmoeting met die lewende Jesus wat gepraat het met hierdie Fariseer en met jou en my. Maar ek wil vra dat ons nou hierdie wet van hom sal luister en ons ook gereed sal maak vir 'n ontmoeting met die opgestaande Here Jesus Christus. Dat ons saam met Johannes vanmôre in die hemel sal inkyk met Jesus se wet in ons harte. Ek gee nou 'n paar oomblikke van stil gebed, dan sit ons net so vir ons volgende lied. Hi. Die stel ek aangaan, ekskuus, my fout. Asseblief. Ons skriflesing vanmôre kom uit Openbaring uit en ons gaan saam lees hoofstuk 1 vers 9, bladsy 327 in my Bybel, Openbaring hoofstuk 1 en ons gaan saam lees vanaf vers 9. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons dankie dat ons vanoggend weer by mekaar kan wees, dat ons saam U kan aanbid. Ja, Here, gelowiges wat saam is, doen net iets in 'n mens se binneste. Here, vanoggend voel my hart weer vol. Vanoggend, Here, voel ek weer die vreugde in my hart om saam met my broers en my susters te wees in U teenwoordigheid. Here, mens besef baie keer nie in die lewe hoe kosbaar iets is tot jy dit nie het nie. En dankie dat ons hierdie kosbaarheid kan beleef. En Here, mag U vanmôre deur ons saam wees, ook U woord in ons harte ontsluit. Heilige Gees, kom vanmôre en breek ons harte oop. Ons sluit U woord vir ons en die waarheid en Here, dat ons vanmôre met U 'n ontmoeting kan hê. Ons opgestaande Here Jesus Christus. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre, Openbaring hoofstuk 1 vanaf vers 9. Maar voordat ek vir julle dit lees, Karel, gee my net so 'n oomblik, wil ek vir julle 'n foto wys. En as ek vir julle die foto opsit, wonder ek of gaan jy weet en herken wie hierdie persoon is. Karen, as jy vir ons die 2 foto's kan opsit. Dit is die jong weergawe van Dominee Rian van Sail. Die linkerkantste een was toe ek
'n spiksplinter nuwe seentjie in graad 1 was. Nou die klere is nie so mooi nie, maar die eerste opmerking wat my kinders gemaak het toe hulle dit sien is, pappa se hare is witter as melk. En die tweede een is so 'n paar jaar later, dit is toe ek in graad 7 in standaard 5 was. Nou ek moet vir julle sê, toe ek hierdie twee fotootjies so kyk, toe kan ek amper nie dink, dit is hoe ek gelyk het toe ek jonk was nie. Ek weet nie of lyk ek nog steeds so nie, maar dit is die twee fotootjies uit my prille jeug uit. Graad 1 fotootjie en 'n graad 7 foto. En toe ek na die twee fotootjies kyk, toe wonder ek by myself, hoeveel mense in Botawil ken my nog as daardie seentjie? Hoeveel mense in Botawil het daardie witkop groot oog seentjie met die tande wat 'n meter en 'n half uit mekaar uit is, onthou hulle nog? En wanneer ek in die strate van Botawil loop, is dit die seentjie waaraan hulle dink. Maar intussen, van graad 1 af en van graad 7 af, het daar geweldig baie dinge in my lewe gebeur. Ek het ouer geword, ek het wonderlike hoogtepunte in my lewe gehad, ek het ook ongelooflike laagtepunte in my lewe gehad. Ek het oomblikke gehad van groot vreugde, en ek het oomblikke gehad van groot hartseer. Min het ek geweet as daai jong seentjie, wie vanoggend hier voor u sal staan, nooit gedink nie. Soveel drome, soveel ideale, en dan baie keer wonder ek, as ek nou vandag kon teruggaan, wat sou ek vir daai jong man sê in sy lewe? Maar ek wonder nog, hoeveel mense dink aan my as daardie seentjie? Ek moet sê, ek dink my ma dink nog ek is so oud soos hierdie linkerkantste ouetjie. As my ma aan my dink, is ek 100% seker, dis wie sy dink ek nog is. Ek dink sy is verbaas dat ek oorleef het tot nou, en nou nog steeds my eie skoene kan vasmaak. My vraag vanmôre is, as jy aan Jesus Christus dink, watter prentjie kry jy in jou kop? Want 'n klomp mense kry een van hierdie twee prentjies in hulle gedagtes as hulle aan my dink, maar as jy vanoggend aan Jesus Christus dink, watter prentjie kom in jou gedagtes op? Nou, party mense sal onmiddellik dink aan die weergawe van die kinderbybel, van Jesus, wat die kinderbybel ene is, met die lang mooi hare en die vriendelike oop gesig. Ander weer, as jy sê, watter prent het jy van Jesus, sal hulle dink aan Jesus in die krib. Ander weer sal Jesus sien waar hy met die kindertjies sit en dan hulle stories vertel en gelykenisse met die skares deel. Ander sal weer sien wonderwerke wat hy doen en ander sal Jesus sien waar hy aan die kruis hang. En dan as ek vir u vra en ek polsie 'n bietjie en ek vra, wat is jou mees onlangse foto wat jy van Jesus het? Wat is die mees onlangse gedagte wat jy het? Sal jy sê, ek dink aan hom as die een wat uit die graf uit opgestaan het. En dan sien 'n mens baie keer hierdie foto van die oop graf en Jesus wat so bo die graf is, of waar hy aan sy disippels verskyn in die binnekamer. En dis baie keer wanneer ons aan Jesus dink, die mees onlangse foto wat ons van Jesus het. Ek wil vir julle lees wat die mees onlangse foto van Jesus is wat ons in die Bybel het. Ons het baie foto's van Jesus en al hierdie is foto's in die fotoalbum van Jesus, maar wat is die mees onlangse foto wat ons van Jesus het in die Bybel? En dit lees ons in Openbaring en ek gaan nog nie die hele gedeelte lees nie. Ek lees Openbaring hoofstuk 1 vers 12 en 13 en 14. Dis Johannes is aan die woord. Hy sê, ek het omgedraai om te sien wie dit is wat agter my praat. Hy hoor 'n stem. Hy sê, ek het toe omgedraai, het ek 7 goue staanlampe gesien en tussen die lampe iemand wat soos die seun van die mens lyk. Hy het 'n lang kleed aangetree en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wol, soos sneeu. En sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in die smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Broers en susters, dit is die mees onlangse foto van Jesus. Die oomblik toe Johannes in die hemel inkyk, is dit die Jesus wat hy sien.
En dan let op, wat is die effek? Toe Johannes in die hemel inkyk, en hy sien hierdie Jesus, wat is die effek? Hy sê, toe ek hom sien, vers 17, toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Dis die effek wat hierdie beeld, hierdie foto van Jesus op Johannes gehad het. En jy moet onthou, Johannes was toe hy op aarde was, Jesus se beste vriend. En Jesus was Johannes se beste vriend. Ons lees keer op keer in die Bybel, word van Johannes gepraat as die geliefde disipel. Maar hier, die oomblik toe hy Jesus sien, sê hy, ek het neergeval voor sy voete en bly lê soos een wat dood is. Dis die effek wat hierdie foto op Johannes het. Want hier onthou twee dinge het nou met Jesus gebeur, vandat Johannes Jesus die laaste keer gesien het. 1, Jesus is opgeneem in die hemel. En 2, Jesus is weer geklee met sy volle goddelike heerlikheid. En die eerste keer toe Johannes hom weer sien, sê hy, ek het by sy voete neergeval en soos een bly lê wat dood is. En broers en susters, in die volgende paar weke gaan ons aan hierdie tema kyk. Ontmoetings met die opgestaande Here Jesus Christus. En vanmôre kyk ons na die oomblik, die ontmoeting van Johannes toe hy in die hemel inkyk. Nou kom ons lees die ander verse wat ons nie gelees het nie. En dan delf ons, dan grawe ons vanmôre so bietjie dieper in en op hierdie teksgedeelte. Want broers en susters, hierdie teksgedeelte het 'n kritiese impak op hoe jy leef en hoe jy die wêreld sien. Hierdie gedeelte vanmôre en hoe jy na Jesus kyk, het 'n kardinale invloed op jou en my lewe. En as ons vanmôre hierdie foto kan afneem in ons harte, as ons vanmôre hierdie foto van Openbaring 1 vers 9 tot 17 tot 18 kan afneem en ons harte kan bære, gaan ek en jy 'n ander lewe hê. En daarom kan ons kyk na hierdie foto. Vers 9. Ek, Johannes, is julle medegelowige. En deur ons verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. En dan hier kom ons nou by die agtergrond van die foto. Ek was op die eiland Patmos, waarin ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer, en het ek agter my, so hard soos die geluid van 'n trompet, 'n stem gehoor, wat sê, skrywe wat jy sien in 'n boek op, en stuur dit aan die 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het ek 7 goue lampe gesien en tussen die lampe iemand wat soos die seun van die mens lyk. Ons gaan nou terugkom na die beeld. Ek gaan net aan na vers 17. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Ons skriflesing vanmôre sover. Broers en susters, baie keer wanneer 'n mens die boek Openbaring lees, dan kry jy amper die gevoel dat Openbaring 'n donker boek is. Is amper asof jy 'n gevoel kry van 'n onheilspellendheid in jou hart wanneer jy die boek Openbaring lees. En is baie keer asof jy met vrees en bewing die hoofstukke en die bladsye van hierdie boek omblaai. Maar die eintlike ding en die dieper waarheid is, Openbaring is eintlik 'n boek van diep hoop. Openbaring is geskryf om lig te bring in die donkerste van donker lewens. Openbaring is een van daai boeke, wanneer jy hom lees, en ek dink wanneer jy dieper indelf, kom jy agter dat Openbaring is 'n boek wat vir 'n moedelose siel lewenswater bring. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na Johannes. Nou,
Ek weet nie of weet jy nie, maar Johannes was baie oud gewees toe hy die boek Openbaring geskryf het. Die navorsers sê dat Johannes tussen 85 en 90 jaar oud was toe hy hierdie ontmoeting met Jesus gehad het. Hy was meer as 'n jaar en 'n half al op die eiland Patmos. So Johannes was tussen 85 en 90 jaar oud op die eiland Patmos waarheen hy verban was toe hy hierdie foto van Jesus sien. Nou as jy my moet vra, wat was die gemoedstoestand van Johannes voor hierdie ontmoeting met Jesus, voor hierdie foto, dan sal ek dink dit was een van moedeloosheid. As jy vir my moet vra, wat dink ek, wat was Johannes se gevoel gewees op Patmos, dan moet ek sê, ek dink hy was op 'n plek gewees waar hy nie meer hoop gehad het nie. Dink hy was op 'n plek gewees waar lewe en geloof ook nie meer vir hom sin gemaak het nie. Ek dink Johannes het op 'n punt gekom waar hy dalk vir die Here wou sê, Here, ek kan nie meer nie. Here, ek het nie meer krag oor nie. Here, ek het nie meer energie oor nie. Here, ek het nie meer 'n wil oor om aan te gaan nie. Dis mooi wat sê hy in vers 9 in die tweede deel. Hy sê, ek was op die eiland Patmos, waarheen ek verban was. Waarom? Omdat ek die woord van God en die getuienis, met ander woorde die opstanding van Jesus Christus verkondig het. Kan dink hoe Johannes se gesprek met die Here moes lyk. Here, is dit die beloning van geloof? Here, is dit nou wat 'n mens kry wanneer jy jou lewe aan U wy? Is dit die loon wat jy ontvang wanneer jy jou hele lewe vir U gee, Here? Ek verkondig U woord, ek getuig van die opstanding. En wat is die beloning? Ek word as 'n ou man verban na die eiland Patmos. Jy's verban na die eiland Patmos toe as jy een van die skerminkels van die samelewing was. Die skuim van die skuim. Het jy al ooit in jou lewe dalk op daai punt gekom? Het jy al ooit in jou lewe gekom en gevra, Here, is dit die loon van geloof? Is dit die beloning wat ek kry, Here, om my lewe aan U te wy? Is dit die beloning wat ek kry om alles wat almal so geniet in die lewe op te sê en vir U te leef? Is dit wat ek kry, Here, omdat ek U so getrou volg? Is dit die loon van geloof? Het jy ook al partykeer moedeloos geword wanneer jy so na die wêreld rondom jou kyk en jy sien hoe goed dit gaan met mense wat eintlik skelm is? Het jy al ook so rondom jou gekyk en so half moedeloos geraak en gedink, Jesus Here, dis onregverdig dat dit so glad verloop vir die skynheiliges van die lewe? Jy ook al by jouself gedink, Here, dis al onregverdig dat dit so sleg moet gaan met goeie mense? En is nie dat jy jou geloof verloor en dink God is nie daar nie, is dalk net dat jy by jouself dink, maar Here, ek glo nie eers regverdig nie. En ek dink dis waar Johannes is. Ek dink dit is waar Johannes hom bevind. As ek hierdie vers lees, ek was op die eiland Patmos waarheen ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis, die opstanding van Jesus verkondig het, dan voel dit amper vir my, en dit kan verkeerd wees, asof daar amper 'n verwyte, op die rand van 'n bitterheid, in Johannes se hart is. En dalk was jy al daar. Waar lewe en geloof nie vir jou sin maak nie. Waar dit net eenvoudig unfair lyk. Maar dan gaan Johannes aan. En dan sien hy 'n foto. En die foto verander alles. Nou hoor wat gebeur in hierdie foto. Hy begin en hy sê in vers 10, hy sê op die dag van die Here. Nou daar's baie kommentare, party sê dit was op die Sabbatdag gewees, party sê dit was 'n ander dag van die week gewees. Ons weet nie watter dag dit na verwys as Johannes sê op die dag van die Here nie. Al wat ons weet wat dit beteken is die dag toe die Here besluit het om homself aan Johannes te openbaar. Die oomblik toe Jesus kies om aan Johannes te verskyn. Met ander woorde, God se eie tydsberekening. En dis hoe Johannes begin. Dis hoe hy hierdie foto begin. Hy sê, ek sit hier op die eiland Patmos. Ek is moedeloos. Ek is reg om op te gee. Dit maak nie meer vir my sin nie. En dan sê hy, op die dag van die Here.
Die perfekte, regte moment. Die goddelike oomblik. In die Grieks praat ons baie keer van die kairos oomblik. Op die dag van die Here. En broers en susters, dalk bring dit vir jou hoop. Dalk sit jy vandag daar waar jy sê, Here, dit voel net unfair. Die dag van die Here is naby. En dan gaan hy aan en hy sê, op die dag van die Here, die oomblik toe Jesus dit kies, is ek deur die Gees van God meegevoer, van die Gees meegevoer. En dan sê hy die volgende sin: en ek het agter my, so hard soos die geluid van 'n trompet, 'n stem gehoor wat sê, skrywe. Nou broers en susters, hierdie sin moet ons 'n oomblik by stil staan, want dit is 'n amazing sin. Hoor wat hy sê, op die dag van die Here het ek agter my die stem van die Here gehoor. Nou die vraag is, hoekom agter my? Wat interessant is Johannes hoor Jesus nie aankom nie. Dis amper asof hy verras word deur die teenwoordigheid van Jesus. Dis amper asof hy hom half skrik en omkyk en dan is Jesus hier agter hom. Hy hoor Jesus nie aangeloop kom nie, want dit is hoe dit baie keer in ons lewe gebeur. Ons is nie altyd bewus van hoe Jesus besig is om agter die skerms te werk nie. Ons is nie altyd bewus wanneer Jesus besig is om na ons toe te stap nie. Hy's eintlik rondom ons, maar partykeer raak ons so gefokus op ander dinge dat ons nie sy voetstappe hoor nie. En is amper asof Johannes wakker skrik en dan staan Jesus hier by hom. Dan sê hy, Here, hoe laat U my nou skrik? Maar daar's 'n ander belangrike ding oor hoekom dit agter hom is. Want jy sien, Jesus moes Johannes se aandag wegvat van Patmos af. Want vir die afgelope jare en 'n half, al wat Johannes gesien het, is 'n dorp Patmos. Hy het die klippe gesien van die strand. Hy het die hopeloosheid en die moedeloosheid gesien en dis al wat hy kon raak sien. Solank as wat Johannes vorentoe gekyk het, het hy net Patmos gesien. En daarom, toe hy omkyk, wat sien hy? Hy sien 'n koning. Partykeer moet ons net omkyk. Of opkyk. En dis kom hy sê, ek het 'n stem agter my gehoor. Maar broers en susters, en hier's die oomblik wat my hare laat rys. Hier's die oomblik wat my hoendervleis gee. Hy sê, ek het agter my 'n harde geluid gehoor, 'n harde stem, soos 'n trompet. Nou wat is hierdie stem? Natuurlik is dit Jesus se stem, maar broers en susters, hierdie stem sinspeel op twee baie belangrike momente in die Ou en in die Nuwe Testament. Twee oomblikke waar die stem van God na vore gekom het en alles verander het. Watter stem hoor Johannes? Hy hoor die stem van Genesis 1 vers 3. En God het gesê, laat daar lig wees. Dink jouself in 'n oomblik terug in die skepping. Die hele skepping was woes en leeg. Daar was geen orde nie en God sê, laat daar lig wees. Kan jy jou indink hoe daardie stem moes klink? Dis die stem wat Johannes hoor. Dis die stem wat hom laat omdraai. Onthou jy die dag toe Johannes saam met die ander disippels op die skei was? Jesus sê vir hulle, kom ons gaan na die oorkant van die meer toe. En dan klim hulle in die skei en hulle vaar en Jesus raak aan die slaap en dan kom daar 'n storm op die see. En dan sê hulle, kom ons maak vir Jesus wakker. En dan staan Jesus op en dan sê hy vir die see, bedaar. Kan nie dink hoeveel autoriteit en mag en gesag in die stem van Jesus moes wees om vir 'n storm te sê, gaan lê en die storm bedaar. Jesus se stem het nie soos myne geklink vanmôre nie. Dit het nie soos Rian Kruiwagen se stem geklink waaraan jy amper net wil aan vasgryp nie. Dit is 'n stem wat die skepping tot bedaring bring. Dit is die stem wat Johannes laat omdraai. Dit is die foto waarna ons vanoggend kyk. Broers en susters, en dit stuit Johannes in sy spore. Ek het hard agter my 'n stem gehoor, soos die geluid van 'n trompet. 'n Trompet het net geblaas in die teenwoordigheid van die koning. En toe Johannes hierdie stem hoor, het hy gehoor dis die stem van God.
Dit voel amper asof ek in 'n kartoon leef en die skoene van my voete afgeblaas word. Wow. Dis die ontmoeting met die opgestaande Here. Dis die ontmoeting met God wat jy het wanneer jy in die hemel inkyk. Dit is die foto wat jy vanmôre in jou hart moet neem en die stem wat jy moet hoor, wat jou naam roep vanoggend. Johannes, Rian. En dan draai Johannes om. Hy sê in vers 12, ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai, het ek 7 goue lampstaanlampe gesien. En tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Dis interessant die woordkeuse van Johannes. Hy sê nie ek het die seun van die mens gesien nie. Ons weet die term seun van die mens is 'n verwysing na Jesus Christus. Hy sê ek het iemand gesien soos die seun van die mens. Met ander woorde, toe Johannes Jesus sien, herken hy hom onmiddellik, maar as iets anders. Hy ken onmiddellik Jesus Christus, sy vriend wat aan die kruis gesterf het, wat opgestaan het, wat saam met hom op die aarde was, maar onmiddellik is daar iets anders aan hom. Want onthou, dis die eerste keer wat Johannes Jesus in sy goddelike heerlikheid sien. Johannes het Jesus geken in sy aardse liggaam, en Johannes het Jesus geken as die aardse Jesus, en hier sien hy hom nou as die hemelse Jesus. Geklee in sy volle goddelike heerlikheid. En in een oogwink sien jy die foto. Jy onthou daai fotootjies wat jy nou van my gesien het. 'n Mens se brein is ongelooflik. Wanneer jy die foto sien, is daar 'n klomp goed wat onmiddellik in jou gedagtes, eintlik in jou onderbewussyn registreer sonder dat jy in detail daarop ingaan. Die oë, die hare, die groot oop tande. Al daai goed is goed wat jy onmiddellik raak sien, en wanneer jy begin dink aan, dan kan jy dit gaan neerskryf. Johannes sien 'n prentjie van Jesus, iemand wat soos die seun van die mens lyk, onmiddellik raak. En dan beskryf hy dit. Hy sê ek het iemand gesien soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangetree en 'n goue band om sy bors gedra. Toe Johannes terugdink en hy sien dit, toe dink hy, wow, want hy sien dit beteken 2 goed. Die kleed wat Jesus aangetree het, daar sê 2 mense wat so 'n kleed gedra het, en die eerste een was 'n koning. Is net 'n koning wat so 'n kleed dra. So die eerste ding wat Johannes sien is, Jesus, hy is koning. Hy is koning van die aarde, hy is koning van die hemel. Dis waarom hy geklee is in hierdie kleed met die goue band om hom. En die tweede persoon wat so 'n kleed gedra het, is die hoëpriester, die een wat in die tempel ingegaan het om die sondes van die volk te versoen met God. Nou kyk Johannes en hy sien, Here, hy het die hoëpriesterlike kleed aan. Kan dit wees dat hy my vergewe het? Jesus, hier waar ek op Patmos sit en besig is in my klein geloof om amper te laster teen U. U het my vergewe. Dis wat die hoëpriesterkleed beteken. Een van my gunsteling aanhalings wat ek eendag gelees het in 'n navorsing, wat ek seker al 1000 keer aangehaal het, is die 3 dinge wat mense die graagste wil hoor in hulle lewe. Navorsing gedoen en gevra, wat is die 3 dinge wat mense die graagste wil hoor? Eerste is ek het jou lief. Almal wil hoor, ek het jou lief. Tweedens, jy is vergewe. En broers en susters, ons almal maak droog. Almal van ons doen dinge wat ons nie moet doen nie. En die wonderlikste ding is, iemand na jou toe kom en sê, Rian, ek het jou vergewe. En die derde ding is, jy kan kom aan sê die kos is klaar. So om te sê, ek gee om vir jou. Dis die 3 dinge wat ons wil hoor. Ek het jou lief, ek gee om, en ek sorg vir jou. En in een oog opslag, in 'n foto sien Johannes dit van Jesus Christus. Die lang kleed van die koning en die lang kleed van die priester wat sê, die hoëpriester, ek het jou vergewe. En dan gaan hy aan. Hy sê die hare op sy kop was wit soos wol, soos wit wol, soos sneeu. Dis nie ouderdom nie. Dis wit, dis nie grys nie. Dis wit. En hierdie wit simboliseer die ewigheid van God. Die troon en die Here Jesus Christus wat in der ewigheid nooit sal sterf nie en nooit geskit sal word nie. Die wit toon wysheid en die wit toon reinheid. Die vlekkelose lam. Hy gaan verder. Hy sê sy oë het soos vuur gevlam.
Nou broers en susters, dit klink soos iets baie skrikwekkends as jy na Jesus moet kyk en sy oë vlam soos vuur. Dit klink amper soos iets waarvoor jy moet bang wees, maar dit is nie. Jy sien, hierdie is nie 'n beeld van vrees nie. Die Here sê met die oë wat vlam, ek sien alles raak, ek sien ook die onreg raak, ook die onreg teenoor jou. Maar waarom die oë vlam, koppel aan Psalm 139. Die oë van God. Here, U sien dwars deur my. Met U vlammende oë, Here, kyk U dwars deur die maskers wat ek dra. U kyk dwars deur die mure wat ek rondom my bou. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Here, die wete dat U dwars deur my kyk en my hartseer ken. Die wete dat U dwars deur my kyk en my vrees ken. Die wete dat U dwars deur my kyk en my angs ken. Dit oorweldig my. Dis die foto. Dan gaan hy aan. Hy sê en sy voete was geel koper, soos die wat in 'n smeltoond gloei. Nou hier's 'n kontras. 'n Baie belangrike kontras. Jy onthou toe Jesus aan die kruis gehang het hulle die spykers deur sy voete gekap. En die rede daarvoor is, hulle wil hê dat die gevangene, die een wat gekruisig word, nie moet weerstand bied nie. Daarom kap hulle sy voete vas, dat hy moet hang, dat hy moet martel, maar dat hy moet magteloos wees. En hier sien Johannes Jesus se voete. En hy sien die merke van die kruis in sy voete, maar dit gloei. En dis die beeld wat jy gebruik van 'n koning wanneer hulle 'n ander koninkryk oorwin. Jesus wat sê, ek het die koninkryk van die duisternis oorwin. Ek het die koninkryk van die duisternis platgedra. My voete is nie meer aan die kruis nie. Dit gloei. Hy sê in sy stem, soos die gedruis van 'n watermassa. Was jy al ooit by die Victoria watervalle? Of was jy al ooit by 'n groot waterval en het jy al probeer praat teen daardie gedruis wanneer die waterval in volle vloei is? Jy kry nie 'n woord uit nie, want jy kan nie teen 'n vloeiende watermassa praat nie. Dit oorweldig jou en dis hoe die stem van Jesus is. Jy kan nie met die waarheid en die gesag redeneer nie. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad. Simbool van sy kerk. Simbool van jou. Niks sal jou uit my hand uitruk nie, Johannes. En uit sy mond uit het die swaard gekom, sy woord. En sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Dis nie 'n vreesaanjaende beeld nie, broers en susters. Aanvanklik, wat gebeur met Johannes, en dit gebeur in vers 17, hy sê, toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Dis hoe groot hy skrik. En as ons hierdie beeld van Jesus het, baie keer as ons hierdie foto neem, en ons bære in ons harte, dan dink ons, Jesus is iemand waarvoor ek moet bewe. Uiteraard moet jy oneindige eerbied en respek en gesag vir hom hê, want dit is die beeld wat jy kry. Maar hoor wat doen Jesus. Johannes val neer en hy lê soos 'n dooie op die grond. En dan wat doen Jesus? Hy sê, hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Weet jy wat doen Jesus? Weet jy wat beteken hierdie beeld? Johannes skrik, hy's bang vir Jesus, hy val neer soos 'n dooie en Jesus loop na hom toe en hy sê, sit sy hand op sy skouer en hy sê, Johannes, staan op, is ek. Dis Jesus. Dis jou vriend van die aarde. Ek is nog steeds so lief vir jou. Ek is nog steeds dieselfde Jesus, maar net anders. Niks het verander in my liefde vir jou nie. Die liefde wat ek gehad het, Johannes, om aarde toe te kom vir jou en aan die kruis te sterf. Dis dieselfde liefde waarmee ek nou aan jou vat. Dis dieselfde liefde waarmee ek na jou kyk. Staan op, Johannes. En weer dan vat hy met sy gekruisigde hand, waarin Thomas sy vingers druk. Dan vat hy met daai hand aan Johannes en sê, Johannes, dis hoe lief ek jou het.
Staan op. Want my hande is nie meer aan die kruis nie. In my hande is die sleutels van die dood en die doderyk. En Johannes, ek het dit vir jou oopgesluit. Kom saam met my. En dis wat Jesus vanoggend vir jou wil sê. Hy wil jou aan die skouer vat en vir jou sê, kom saam met my. Hy wil vir jou sê, neem hierdie foto in jou hart. Die foto van die opgestaande Here wat opgevaar het. Wat in die hemel sit. Die een wat sy glans so helder is, soos die son. En volgende keer as jy op jou knieë gaan, volgende keer as jy die koue vingers van twyfel in jou hart begin voel, wanneer jy voel dat die duisternis besig is om jou gedagtes te bekruip, gaan blaai deur die album en kom na hierdie foto toe. Want dit is hoe Jesus nou lyk. Dis wie hy nou is. En dan as jy op jou knieë gaan, dink aan hom. Want dit gaan maak dat jy anders bid, broers en susters. Want as jy Jesus sien, soos Johannes hom hier vir ons afneem, beloof ek jou, gaan jou twyfel verdwyn. Gaan jy weer moed hê en geloof in hierdie Jesus. Hoor vanmôre as Jesus jou naam roep. Is dieselfde klank wat die skepping gevorm het. Dieselfde klank wat gesê het, laat daar lig wees. Laat die son voorkom en die son het verskyn. Dis dieselfde stem wat vanmôre jou naam roep. Die hand wat aan die kruis vasgespijker was, is die hand wat vanmôre op jou skouer is. En Jesus sê, ek kyk dwars deur jou. Ek sien jou raak. Draai om en kyk vir my. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, ek voel vanmôre die hand op my skouer. Ek hoor vanmôre as jy my naam roep. Here, bo die gedruis van water, hoor ek as jy sê, Rian, hier is ek. Ek kyk op vanmôre, en dankie vir hierdie ontmoeting met die opgestaande Here Jesus Christus. Amen. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig. Dis die foto wat ons vanmôre na kyk. Ekskuus Ansie. Dis die foto wat ons vanmôre sien. Dis die lied wat ons vanmôre sing. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig. Heer, u woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om volke te verbly. Kom ons sluit af met hierdie lied.
toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.